Nederland. Die wedstrijd is een belangrijke wedstrijd voor al twee hierdie spanne. Voor Wales is het uiterst belangrijk om hierdie wedstrijd te winnen. Verlede jaar het hulle met die houtlepel huis toe gekom. Is onthou die laatste wedstrijd het hulle ook verloor in Ierland op Lansdowne Road. Sy koninklijke hoogheid, Prins Andrew, is ook vandag hier. En dit is die volksliedere. En daar is die span van Wales. Emir Lewis en Martin Morris, die twee flanken. En Phil Davies, die achtste man. Die nieuwe voorrij, Mike Griffiths en John Davies. Samen met Kevin Phillips, die haker. En dan Paul Arnold, wat schuift van flank af naar slot toe. Die achterlijn onveranderd. Jong span, Scott Gibbs onder andere en Cookie Loskakel, Neil Jenkins. En daar is Ierse span. In die achterlijn is daar 3 veranderings. Jim Staples speelt in die plek van Ken Murphy. Dave Clark, die linkervleugel, in die plek van Kenny Hooks. En die center David Curtis met Zuid-Afrikaanse verbintenissen. Oud Aiki en WP 120 speler. Hij speelt in die plek van Michael Kiernan wat sy plek verloren. Die belangrijke is, wie gaan voor Ierland vandaag skop? Gaan dit Brian Smith wees? Gaan dit Jim Staples wees? Hoe gaan hulle maak? Dit is Ierland wat spel gaan begin. Die skeieregter, meneer David Bishop van Nieuw-Zeeland, het ons net weer gesê. En 80 harde minuten wacht op hierdie twee spanne. Voor al twee spanne baie belangrijk. En vooral voor Wales wat al 2 maal verloor het. Jim Staples van London Irish wat doordruk en spel moet begin word van die kwartlijn af. Brian Smith, loskakel, oud-Australië, een man wat 6 toetsen voor Australië gespeeld het. Hij gaan skepskop van daar die kolletjie af. Maak zeker zijn man is achter die bal. Baie vlak. Brian Robinson was daarbij geweest, een man wat geweldig beïndruk het met zijn beweeglijkheid en die harde werk en die tempo waarteen hij speelt in die wedstrijd in Frankrijk. Die eerste scrum. Mens kan verwachten dat met Phil Davies op 8ste man daar het klomp extra gewicht bij gekomen het in die Walliese scrum. Scheidsrechter wat zorgt dat zaken vlot verlopen die voorheen. Rob Saunders wat ingooi en dan beduidt die scheidsrechter daar naar oorkant toe. Naar Mike Griffiths, die loskop voorrijman van Wales. Dat hij zijn tegenstander daar doelbewust grond toe getrekt het. En een strafschop voor Ierland. Brian Smith. Baie goede schop en hij verplaatst die spel onmiddellijk naar Wales gebied toe.
Kevin Phillips wat met ingooi. Ierland wat voorlaans afneem. Maar daar was gestampspring in die lijn staan. Die skeieregter gelykie praat deur 'n keer hard. En dis 'n strafskop aan Wallis met Glenn Llewellyn wat daar op die naad van sy rug lê. Sou dit enkel wees of is dit nou maar die Maremary wat daar 'n skop weg het? Glenn Llewellyn, sy broer Gareth, is natuurlijk nie meer saam met hom in die span nie. Hy is die ouer een van die twee broers. Paul Thorburn wat daar so kyk of dinge daarom goed verloop met sy nommer 4 slot. Llewellyn gereed. Neil Jenkins' skop en dis 'n goeie skop. Hy word is Julie maand 20. Ierland wat vinnig 'n stukkie taktiek daar bespreek, hoopie maak. Dis Phil Matthews wat hy bal skoon vat. Saunders. Paul Thorburn, hy het baie tyd. Hy gaan hom veld inhou. Sy man aan kant plaas. Kom uit aan Wallis se kant. Neil Jenkins, Ring, Scott Gibbs. Baie goed in die hande gekry deur Brendan Mullen. Steve Ford wat die bal in die hande kry, maar sy paal word gelig. Martin Morris wat daar tot die redding van Wallis kom. Alles eindig in 'n lyn staan na daardie goeie skop van Paul Thorburn. Steve Smith wat ingooi. Skieferig ingegooi, sê die skeieregter ook. En Wallis gaan zeer sekerlik die vaste skrim verkies. Die agtergrond met die krulkop, Philip Matthews. Chris Bridges wat ingooi. En dis Wallis wat loop. Phil Davies wat hom teruggee. Neil Jenkins. Mark Ring. Nee, baie goeie skop nie. Gelukkig vir hom raak die bal eers grond. Steve Smith wat weer 'n geleentheid kry om in te gooi. Baie vinnig ingegooi. Brian Smith. Dis Brendan Mullen. Gaan hy rol. Steve Ford wat die voet by kry en hy besorg sodoende die lyn staan aan Ierland. Nommer 13 Brendan Mullen, die man wat daar die skynskoppie gelos het en Ierland lekker sterk op die aanval. Dis hulle bal in die lyn staan as Steve Smith gaan ingooi. Diep oorgeklap. En dis 'n vryskop. Daar kan 'n paar redes voor wees. Die skeieregter nie heeltemal mooi bedui nie en kom ons laat dit dan net daar. Saunders wat hom gee. Brian Smith se skop. En hy's daar. Dit is sy heel eerste skepskop vir Ierland en met Michael Kiernan nie daar nie, as ons weer kyk wat hier gebeur. Baie tyd op sy beskikking. Martin Morris wat daar op hom afgestorm het met uitgestrekte arms, maar uit 'n ander hoek uit lyk dit so. Sien nommer 7 Martin Morris, maar die bal is daar by hom verby en hoog en perfek tussen die twee pale deur. Hy sal die skopwerkpale toe oorneem nou dat Michael Kiernan nie meer 'n lid van die eerste span is nie en Kiernan is nie beseer nie. Hy is uit die span uitgelaat. Teruggeklap na Ierland toe, Saunders. 'n Hooi en op Thorburn. Thorburn word geloop met bal en al die bal spat weg. David Bishop. Strafskop. Kevin Phillips met 'n vinnige skoppie daarso. En is dit weer Phillips. Maar dis 10 tree verder. Phillips met weer skop en dit is Llewellyn wat daar so hardloop.
Dis die 10 stippellyn van Ierland. Bridges wat hom terugkry na Jenkins toe. Dis Mark Ring. Dis 'n lang aangee. Scott Gibbs. Waar die bal onderskep daarso deur Clark. Verdediging is dadelik daar. Ierland is by om in te klim om te kyk of hulle die bal kan terugkry. En dan kom hy uit via Rob Saunders. Brian Smith. 'n hoë een op Thorburn. Hy maak nie fout met die vang van die bal nie. Hy kan nie direk uitskop natuurlik nie. Brian Smith. Heel agter Jim Staples. Hy's 'n vinnige kerel as hy die dag aan die harte braak en hierdie ene laat hy rol, maar hy gaan nie uitrol nie. Chris Bridges. Hy ontwyk daar 'n man. Dit was swak verdediging. Bal is nog steeds in spel. Staples. Ja, een oomblik was Ierland deur tot feitelik op die kwartlyn. En die uiteinde van die hele storie is, hulle het in die prosesveld verloor. Kevin Phillips, kaptein van Nice. Arnold wat hom kry. En hierdie keer is dit Jenkins wat die bal nie kan skoon raakvat nie. Dis agtertoe aangeslaan. Steve Ford wat hom daar vasloop teen die kruisverdediging van Ierland. Dis Rob Saunders, weer Brian Smith, Paul Thorburn wat hom kry binne sy kwartgebied hierdie keer. Maar Ierland wat druk toepas. Dit is Brian Smith. Telling is 3-0 vir Ierland na die skepskop poging van Brian Smith. Baie goed gevat deur Phil Davies. Wat daar op nommer 7 in die lyn gestaan het. Bridges. Jenkins. Mark Ring. Heel wat meer tyd. Dit is Staples wat hom in die hande kry. Probeer hem erop, losruk en dan gee die bal binnekant toe na Curtis. VP 120 speler, oud Aiki. Baie sterk eerste verbintenis, sy pa is in Ierland gebore. En hier kom die Walliese voorspelers. En die skare geniet dit. Bridges, Thorburn. En hy jag Ierland terug. Halfpad is nie kwartlyn en die middenlyn van Ierland, waar hierdie lyn staan gevorm word. Bal word in die hande gekry deur Robinson. Maar Wallace word gestraf. Wat gaan Smith met hierdie een maak? Hy skop wind af. En 'n goeie skop deur Smith. Sy 7de toets vir Ierland. En ons het vir u gesê hy is ook 'n oud Australiese toetsspeler. Phil Davies. Voor hom is dit Philip Matthews. Kevin Phillips met ingooi. Vlak. De bal wordt goed vastgemaakt. Maar Ierland wil probeer deurkom. En daar die bal uitsmokkel naar achter toe. Maar een fluitje blaas. En Ierland krijgt die bal in die vaste scrum. Saunders. Brian Smith, Curtis, lang aangee en dan is het Clark wat daarin komt. Wordt afgenomen door Thorburn. De bal is in het bezit van die bal. Bridges. En dan is het Scott Gibbs wat skopt.
Sy derde wedstrijd vir Wallis, sy eerste seisoen van internasionale rugby, Scott Gibbs. Daar is blijkbaar 'n man wat 'n besering opgedoen het. Terwyl 'n besering aan die gang is, maar dit lyk of die spel gaan voortgaan. Wil ek net sê, vanaand regstreeks hier teen 11 se kant is dit Ken Lakusta van Canada wat te staan kom teen Suid-Afrika se Pierre Koetser in Middlesbrough. En dit is op Mnet Siemens Supersport. Paul Davies wat daar die bal afneem, ver veldben. Van agteraf word hy geloop deur Gordon Hamilton. Kevin Phillips is daar so, hy speel 'n belangrike en 'n groot wedstryd. Mark Ring. Dit is weer Scott Gibbs. Maar die bal kom nie baie keer verder as Scott Gibbs nie. Word uitgehaal. Dis Paul Thorburn. Hy snap 'n man af. Pragtig na binnekant toe. Kevin Phillips 'n goeie skakel. Mis miskien baie vinniger van die bal ontslaag geraak het. Bridges. Thorburn wat daar na die hoekie toe skop. Daar's niemand daar nie. Nee, die bal word misgedruk. Neil Jenkins beduie daar so. Hoekom dan nie die 3 vir my nie? Die strafdoel word toegeken aan Wallis reg voor die pale. U sien hoe onkant speel Brian Smith daar. Die skop. En kom ons kyk net weer. Dis Neil Jenkins heel vooraan. Hy vat heeltemal mis in die bal. Die 3 sou nie toegeken gewees het nie. Definitief. Heeltemal in 'n onkant posisie gestaan. Die skeieregter het voordeel toegelaat. Die voordeel kon nie benut word. Die telling kan na hierdie skop gelyk op wees. Paul Thorburn. En hy maak nie 'n fout nie. Telling 3-11. ...291 punte vir Wallis. Ver en diep. Ja. Dwing die instop van die kwartlyn af. Neil Jenkins. Ons wys ook ons Mnet Supersport kykers daarop dat die môre middag om 5 uur regstreeks gaan kyk na die FA beker 5de ronde wedstryd tussen Liverpool en Everton. Kom hy na Saunders, Brian Smith. Dis 'n lang een na Brendan Mullen toe. Simon Gagan wat hom afneem. Maar die Wallisers is daar so, onder andere Mark Ring wat hom terugvoer. Lindewellen. Dan kom uit via Paul Arnold. Dis Thorburn. Staples. Baie mooi skoon uit die lug uit. Kan nie direk uitskop nie en hierdie en dat hy rol en dis 'n goeie skop. Sy eerste wedstryd vir Ierland van die baie sterk London Irish Club. Kevin Phillips wat 'n reuse wedstryd speel, wat ingooi. Goed gevat deur Paul Arnold. Jenkins wat hom geraak vat, hy moet oordra en doordruk. 5-3 skram. Ja, daar is soveel gesê oor Jenkins, die nuweling. Maar hy het nog nie in een van die wedstryde aan die verwagting voldoen nie. En vandag speel Wallis alreeds sy derde agtereenvolgende 5 nasie beker wedstryd. Saunders met ingooi. Skram wat doodstil staan. Wallis kan met daai skram niks uitrig nie. Brian Robinson wat daar so stoot en dan kom hy uit. Robinson. En Staples aan die agterlyn en hy's dwars deur. Swak verdediging Wallis. Jim Staples. 'n debuut 3 en
Vanaand sal die vreugdevure hoog brand. En hy gaan hulle maak brand. Kyk net weer. Saunders wat wag vir die bal. En dan sit daar Smith. Brendan Mullen en dit is Jim Staples in die agterlyn. En jy sien die verdediging was net nie goed genoeg nie. David Curtis is ook te laat. Ja, kom ons kyk net wat maak hierdie man met sy stelskoppe. Hy het nou wel 3 punte agter sy naam reeds met 'n skepdoel. Skare, jou en Jil. Baie selfvertroue. Uit 'n ander hoek uit lyk hierdie drie so. Brian Smith wil hom kry, Brendan Mullen en dan is dit Curtis wat hy daarso helemaal oorslaan. Staples druk hom. En die man wat daar laat was natuurlijk Scott Gibbs en nie Curtis. Nie Curtis is 'n spanmaat van Staples. Teruggeklap na Wallace se kant toe en so byna is Hamilton daar deur. Maar is aangeslaan. Vaste skrum. Emil Lewis wat grond toe gebring word, dan kom hy uit na Wallace toe. Neil Jenkins, 'n hoë ene toets vir Staples. Niemand kan hy bal skoon in die lug uitvat nie. Dave Bishop wat die skrum toeken aan Wallace op die kwartlyn. Daai voorry van Des Fitzgerald, John Fitzgerald en Steve Smith. Bridges. Ring en pragtige regwerk daar zo. En dit is Phil Davies op vaart en onder die palen is het Paul Arnold. En dit gaan die Wallisers laat juig. Prachtige stukje tactiek. Kijk net hierdie ene. Hy kry weer die bal van Mark Ring en dan sy tweede ene na Paul Thorburn en die binnekant aangee na Phil Davies. Phil Davies sien vir Paul Arnold langs hom en die gaping is waarwyd oop. En dit maak die telling gelyk op. 9 punte elk. 'n doel en 'n strafdoel aan Wallace en 'n doel en 'n skepdoel aan Ierland. Van de andere kant af kyk ons weer Paul Thorburn wat bo in die agterlyn inkom. Phil Davies met sy groot lyf. En dan is het Paul Arnold wat feitlik onder die pale oorgaan. En daar is die man wat baie gelukkig behoort te voel. En hierdie rugby wedstryd kan ontwikkel in 'n baie aantreklike stryd nog, hoor. Mark Ring het hom. En dan skil die bal 'n bietjie van die kant van die voet af. Die mees ervare speler in die agterlyn van Wallace, Mark Ring met nommer 13 op sy rug. Diep ingegooi en weer is dit Phil Davies en die skare hou van hom. Kom hy weer uit. Jenkins. En hierdie keer jaag hy Ierland terug. Bal word afgeneem deur Rigney.
Kom hy uit na Saunders. Brian Smith. Hooi ene. Paul Thorburn onder die bal. Skoonvang. Vryskop. Goeie skop. Dit is Glenn Llewellyn wat van die veld af is met daardie enkelbesering van hom. Daar is Paul Arnold, die man wat die 3 gedruk het. Baie goed gevat deur die Rieknie. Kom hy Brian Smith. Brendan Mullen wat die bal nie kan beheer nie. Hy slaan hom vorentoe aan. Vaste skrim. Bridges wat wag vir hom, die skram wat heeltemal deur 90 grade swaai. En as dit Jenkins wat pragtig deur daai gaping is, word skaap gevang. En Ierland wat verhoed dat daardie bal uitkom, hulle is bo oor daai loskram. 'n Korte deur Kevin Phillips en as dit weer Arnold wat hardloop. Dit is Lewis. Llewellyn is terug op die veld. Ierland wat daar wil afneem. Dis Rob Saunders. Langs die kantlyn af. Pragtige posisie is Paul Thorburn. Hy gaan hom laat hang. Die typiese Gary Owen. Bal word baie goed gevat deur Galway. Onkant deur Wallis en hulle gaan die strafskop net daar waarneem. Brian Smith. ...25 minute is verby in hierdie eerste helfte. Telling is 9 punte elk. En weer 'n baie goeie skop. En Ierland is daar sprake dat Brian Smith sy kans sal moet bring en dit baie goed moet bring of so nie gaan hy sy plek verloor. En daar's onder andere ook baie steun vir Jeremy Thompson van Natal wat nou in Ierland rugby speel. Phillips wat ingooi. En weer 'n keer word daar opgetel in die lyn staan deur Ierland. Jenkins. Maak seker die bal is uit. Nou Jenkins het so ietsie van sy briljantheid gewys met 'n goeie breekslag so 'n minuut of 2-3 gelede. Oorgeklap na Rob Saunders. Hy hom veld in en sy man aan kant plaas. Paul Davies wat hom pragtig die lug uitvat. Bal lê aan Ierland se kant, dan's daar hande in. Maar die skeieregter beduie vaste skram vir Ierland. En weer Loos van Gleneagly wat daar lê. En weer Loos vir daai bal pragtig die lug uit raak vat. Maar 'n besering opdoen in die proses. Net 'n verdere verwysing na Mnet Supersport se uitsendings Sondag aand ongeveer 11:15. ATP tennis uit Brussel, dis die Dannay Belgiese binnenshuise toernooi, die mans enkelspel eindronde. Dit op Mnet Supersport môre aand om 11:15 of 10:15 nagenoeg. Robinson, Saunders wat skop daar nou Gagan, met die bal agterna sit, maar die bal is direk uit.
Gagan, een geweldige vinnige vleuel. Op daar die klein skoudertjies van Rob Saunders, een geweldige verantwoordelijkheid. Hij is als een nieuweling in die eerste span ingekomen 2 weken geleden en onmiddellijk is hij kaptein gemaakt. Dit is zijn tweede wedstrijd voor Ierland, tweede als kaptein. En hij moet hierdie 15-tal van hom bij elkaar houden. Ierland wat loopt en dan komt hij uit via Bridges na Jenkins binnen zijn kwartgebied. Gaan hij uitskop niet. Gagan met hem uit. Probeer haar man afstamp. Val baie goed bij die bal. Ierland wil daar amper in de verkeerde kant oor gaan. Dan komt hij toch uit. Jenkins wat skop. Dit is Clark wat hem aan heeft. Mark Ring. Pop aangeven. En dan geef je die bal een pikkie wild aan. Dit is Ewan Evans. Kort lijn staan die Ieren. Saunders wat daar gooi in de handen van John Fitzgerald. Brian Smith. Clark. Matthews aan die binnenkant. Bal is nog niet uit nie. Wordt opgeteld door Rigney. En dan is het Galway. Brian Smith, Saunders. Thorburn weer in positie. Staples. Homeveld in. Emil Lewis wat daar tevoorschijn komt met die bal. Biggie losspel. Jenkins binnen zijn kwartgebied. En hij jaagt Ierland terug. Wallace wat 7-6 voorop. In die lijn staan, hè. Brian Smith. Brendan Mullen. Thorburn. Wat een prachtig kruis, vol vaart. Dan trap hij uit. Geef binnenkant toe aan. Dit is Scott Gibbs, maar voor die uittrap is die vlagje omhoog. Dat was baie duidelijk. Daar trap hij op die lijn. Als hij binnenkant het Scott Gibbs baie goed opgevolgd. Hierdie keer weer vol lijn staan door Ierland. Oorgeklapt. En dit is Hamilton. Brian Smith. Brendan Mullen. Hij wordt geloopt door Scott Gibbs. Weer is het Brian Smith voor die spel begin. Dit is Saunders. Aan zijn binnenkant. Het even Simon Gagan. En gaan hij wegkomen. Hij trapt uit. Hij trapt uit als hij oorval. Zo bijna. Maar hierdie man het vaart. Geweldige vaartversnelling ook. Steve Ford. Moest men achteraf bij komen. Kevin Phillips met een gooi. Belangrijke bal wat Ierland graag zou wil hebben. Bal is kruim. Weer Jenkins. Daar is weer opgeteld in de lijn staan door Ierland. En dit is een strafschop aan Wallace. Dus die positie van die lijn staan. Steve Smith. Wordt geklapt.
Bal is wat daar oor daardie loskram loop. Maar wat mekaar boor in hy voorry is John Davies, die nuweling vaskop van Wallis, en John Fitzgerald, die loskop aan die diskant van Ierland. Aangeslaan. Ierlandse skrum. Dis Brian Smith. Curtis wat daar probeer deurkom. Hy word ook aan die enkelbeet gekry. Paul Thorburn. Hy het 2-3 manne daar om hom. Goed gehelp deur Martin Morris. Dan kom hy uit. Dit is Jenkins. Mark Ring. Ring wat daar probeer deurkom as 'n lang aangee. Dit is Aaron Evans van die regterveelkant af wat daar pragtig hardloop uit Steve Ford langs hom. 'n Goeie loop hier deur Evans, maar hy word uitgedwing. Ek moet sê, die verdediging het daar pragtig in geslaag om te verhoed dat Ewan Evans daar die bal uitgee na binnekant toe. Maar dit was 'n netjiese loopie deur Ewan Evans wat baie mooi kom help het van die regterveelkant af en daar aan die linkerkant opgeduik het. En Wallis wat baie inisiatief in die dag lê, van binne hulle kwartlyn hardloop. Mark Ring, hy lang aangee, dis Evans. Jy sien Ring aan sy buitekant, dan Ring wat binnekant toe probeer deurkom. En de Staples. Baie goeie verdediging deur Jim Staples, die nuweling heel agter van Ierland. En die man wat tot dusver die enigste 3 vir Ierland gedruk het. Mens kan net loop dat Staples nie beseer is nie. Die plaasvervanger vir heel agter vir Ierland is Kenny Murphy, die man wat 2 weke gelede gespeel het. Terwyl daar aandag gegee word aan Jim Staples. Soos dit weer vanaand regstreeks uit Middlesbrough in die noorde van Engeland. Zwaargewig boks, Ken Lacusta van Canada teen Pierre Koetser ongeveer 11 uur vanaand. Morgenmiddag om 5 uur die 5de ronde van die FA beker in Engeland. Liverpool wat speel teen Everton. En dan sondag aand ongeveer 9:15 ATP tennis vanaf Brussel. Dit is die Dannay Belgische binnenshuise toernooi en u sien die mans enkelspel eindronde. Alles op Mnet Supersport. Voor ene Steve Ford wat getoets word, maar die kry die bal in die hande, word uitgedwing deur Rob Saunders. Steve Smith wat moet ingooi. Rob Saunders wat zwaar leef. Dan is het Robinson wat 'n stillerige wedstryd beleef. Hy word gedwing om baie vas te speel. Heel wat vaster as die Franse 2 weke gelede. Dan het ons weer 'n kort lyn staan, hierdie keer deur Wallis. 4 manne in die lyn staan. Brian Smith. Ja, dit is Jim Staples. Ja, dit is jammer. En
Spel gaan voort. Vaste skrum aan Ierland. Ken Murphy wat dan die plek inneem van Jim Staples wat sy debuut vandag maak. En ook in sy debuutwedstryd de 3 druk vir Ierland. Opgetel die Robinson. Saunders. Thorburn. Simon Gagan. Skop hier naar diskant toe, naar Aaron Evans toe. Dis 'n mooi loopie daar deur Scott Gibbs. Mark Ring. Dan is dit Glenn Llewellyn. Dis die voorspelers in. Weer 'n lang aangee, dis Thorburn. Thorburn wil die kantlyn opsoek, die bal wat rol. Kenny Murphy wat vir die eerste maal in die bal vat, nadat hy nou pas op die veld verskyn het. Maak doodseker die bal is uit. Dus Ierland wat die gebiedsvoordeel geniet en ook besit van die bal, is hulle beter daaraan toe. Maar die telling bly gelyk op 9 punte elk. En weer 'n keer is daar onkantspel in die lyn staan deur Ierland. So bedui die skeieregter, julle deurbeweeg oor daardie onkantlyn. En dit is Paul Thorburn wat gaan kyk of hy kan 3 punte byvoeg. Ja, dis die regterarm wat daar baie stewig vasgehou word deur Jim Staples. Hy kry sy sarsie applaus van die skare. Simpatieke applaus. Al vir die slotte wat daar gevouteer het. Rigney en Galway. Wallace kan voorloop met hierdie skop. Die eerste helft is so byna verby. 39 minute is reeds verstreke. 9 punte elk die telling. Nee. Daardie bal is net links verby. Word doodgedruk. En die telling bly gelyk op. Daar is so 'n minuut of wat beseringstyd ook in hierdie eerste helfte. Brian Smith. Teruggeklap na Ierland. Saunders na Smith. Smith wat die bal hier wegkry na diskant toe, na Dave Clark toe. 'n Hoë een op Ewan Evans. En dis 'n goeie skop. 'n Bal wat in die speelgebied grondvat en dan uitspat oor die kantlyn. Dis die kwartlyn van Ierland. Saunders, hy word skaap gevang. Bal is nog in die lug. Vaste skrum vir Wallace. Phil Davies vir die balle optel, maar hy struikel daar oor van sy spanmaats, oor een van sy spanmaats. Bridges wat hom uitkry. Jenkins, Ring, dan is dit weer Evans wat daarin kom. Ring wat die bal daar probeer uithaal. En daar is onkantspel deur Phil Matthews. Daar is 'n minuut beseringstyd reeds verby en 'n mens kan verwag dat die rustydfluitjie gaan blaas net na hierdie skop. So lyk die telling. Gaan hierdie skaakmatposisie tot 'n einde kom nou.
En weer een keer hakken die bal. Oor die doodlijn. Ja, die fluitjie blaas om rustheid aan te kondig. Die telling is 9 punte elk. En vir 'n wyle terug na die ateljee in Randburg. An evolution of power, commanding yet controlled. An evolution of style, classic yet contemporary, which finds its ultimate expression in the new Opel Monza 200 CD. Isn't it everyone's burning ambition to hold the reins of power? The Darwins had always wanted a caravan. Then one day, Mr. Darwin heard about CI Caravan's amazing installment offer. 2,100 Rand off the price of a brand new Sprite or Gypsy caravan. Always quick to take advantage of a good offer, Mr. Darwin rushed off to his CI dealer, who told him that the offer also included a free holiday anywhere in South Africa. And so, here are the Darwins off on their very first caravanning holiday. Maybe next year they'll buy a car. Hey, how come you get to live at night? 'Cause I got national air conditioning, cooling every room. With touch button control, there's no need for gloom. My people get to choose their own shut-off time. And if they want to work early or late, well, that's fine. They just turn up the heat or the cool come noon. Man, with National, my people call the tune. National Air Conditioners put you in control. For the best deal in national air conditioning throughout the PWV, remember only one number, 792-1415. That's Graddox, phone 792-1415. The Sharp full-color copier gives you copies so good, they almost come alive. In full color or black and white, Sharp's copier technology rates first for quality, reliability, and ease of use. Sharp copiers, the name to remember. Die sluit bij ons aan is die fluitjie van Dave Bishop blaas. En die tweede helft te begin, die skop gaan die 10 tree lyn haal nie. En dis Wallis wat verkies om die skrim te kom vorm op die middelkolletjie. Ruststelling 9 punte elk. Wallis wat nou wind afspeel. Ierland wind op. Phil Davies wat die bal daar hou. Bridges. Jenkins. Ja, aan die oorkant is het Clark wat die bal in die hande kry. Maar hy word baie gepla en hy kan die bal feitlik net daar by hom oor die kantlyn help. Phillips. Paul Arnold wat die bal daar verloor en dan is het Ierland wat hom kry. Weer Brian Smith. Martin Morris 'n lastige man daar by hom. Wallis wat 'n skoon bal kry. Dit is Mark Ring. Hy skop die bal direk uit. Skade gesels saam, hy is teleurgesteld. Weer 'n 3-man lyn staan deur Ierland. Word in die hande gekry deur Glenn Llewellyn. Dan is het Martin Morris wat wil vorentoe dryf.
Dus Jenkins. Dus Gibbs. En dan zit Mark Ring. Wordt afgeneemd door Lewis. Aan die buitenkant is het Ewan Evans. Een goeie loop hier hierom. Weer Llewellyn wat daar is en Phil Davies. En een bietjie wild weggegooid, maar vorentoe weggegooid door Phil Davies. Waar Thorburn in positie was. Ja nee, hy was die haar uit sy kop uittrek. Daar is nie baie hare nie. Die wat daar is baie kort. 'n baie mooi loopie deur Ewan Evans. Mooie hande en goeie hande deur Glenn Llewellyn, die slotvoorspeler, wat daai bal met die een hand onder die blad vasgedruk het. Brian Smith binne sy kwartgebied. En weer 'n keer 'n goeie suiwerskop deur die loskakel van Ierland, wat vandag sy 7de toets speel. Weer Lewis wat die bal daar so beheer, afgeneem deur Phillips. En hy is 'n goeie voorspeler. Speel 'n reuse wedstryd. Die tradisie van Walliese Hakers. Jenkins, Ring, Thorburn in die agterlyn. Gibbs wat opgee vir Evans. En dan is dit Ford aan die oorkant. Baie mooi kom help van die linkervleuel af deur Steve Ford. En 'n pragtige volle agterlynbeweging. Ons kyk net weer Ford wat die bal in die hande kry. En dan word hy geloop deur Simon Gagan. En dit is Simon Gagan wat ook van die regtervleuel af omgedraf het en kom help keer het. Ons kyk net weer daar so vir Kevin Phillips wat ruggie as hy sien hy gaan nie verder kan kom nie, en dan hierdie baie mooi volle agterlynbeweging. Mark Ring wat gee vir die heel agter Paul Thorburn, dan is dit Scott Gibbs, Ewan Evans, weer daar die pragtige binneswenk en hy kom by twee manne verby. Ford wat mooi kom help het, maar Simon Gagan wat sy enkelsbeet kry en hom uitrol. Steve Ford net voorlopig van die veld af. Ons hoop is nie ernstig nie. Ierland wat die bal kry. Hulle wil die skrum hê as daar 'n skrum gevorm gaan word. Ja. Tellen nog steeds 9 punte elk. Robinson wat hom uitrol. Saunders. En die bal gaan nie uitwees nie. Paul Thorburn. Hy hom veld in. Ken Murphy, die plaasvervanger heel agter. Maar die gereelde heel agter van Ierland nadat hy sy plek verloor het vir hierdie wedstryd. Martin Morris wat nummer 7 op sy rug, wat daar voor in die lyn kom staan. Agter word gegooi op Phil Davies, oorgeklap. Word die bal in die hande gekry deur Hamilton. Kevin Phillips weer 'n keer, hy ruk hom los. Kom hy uit. Dit is Jenkins. Scott Gibbs wat 'n bietjie haastig is. En dan is dit weer Steve Ford wat net 'n beseer was, wat op die veld terug is. Maar daar is klaar aangeslaan 'n vaste skrum. Sien dat John Davies nie helemaal gereed was nie. Walliese vaskop. En meneer David Bishop van Nieu-Seeland praat met die manne, hou hulle uit mekaar uit.
Saunders. Twee pakken voorspelers wat baie goed in elkaar opweeg. Saunders het hom. Brian Smith. Een lang skop, maar niet zo ver uit nie. Luister naar die sang van die Wallisers. Phillips. Weer is het Phil Davies. Hij is een groot kerel, hij is baie sterk. Maar hij spoort zijn eigen voeten daarom. Jenkins, Ring. Een lang aangeen naar Paul Thorburn, wat ook een sterk kerel is. Bijna onderschept daar zo door Jack Clark. En dan is het Curtis wat voortgaan met Mullen wat skop. Makering. Helemaal alleenig. Hij moet de man proberen ontwijken daar zo. Krijgt die bal toch weg. Naar Jenkins toe. Raps Bridges. En dit is Ford. Prachtig binnenkant toe. En dus Wallace wat verveld in. Phil Davies wat daar is. Hij swingt bij de kant toe. Dit is Neil Jenkins. En hij gaat hem drukken en hij het om. Briljant Wallace. En nou gaan je hierdie skare nie stil kry nie. Aanvankelijk het de mens gedink, wat maakt Makering? En toe is het die achterlijn wat aan die hardloop raakt. Steve Ford, wat prachtig daar naar binnenkant toe deurkom. En verveld wen, dus Phil Davies. En dan het Neil Jenkins die hele tijd, hij was buiten beeld, maar die hele tijd het hij blij opvolg. Die laatste aangeef wat hij raakt. Zijn eerste internationale 3 op 19-jarige ouderdom. En dit gee aan Wallace die voorsprong met 13 punten tegen 9. En kom ons kijken wat maakt Thorburn nou. Behoort niet een fout te maken nie. Hij is daar. En zo lijkt die telling. 2 doelen en een strafdoel. En uit de andere hoek zien ons voor Steve Ford wat ver hardloopt. Phil Davies wat prachtig opgevolgd het. En dan op nummer 99 is dit Neil Jenkins wat heel tijd daar was. Brian Smith, het spel moet beginnen. Weer haal hy nie 10 meter nie. Weer een vaste scrum. So verkies die Wallisers daar op die middelkolletjie. Ja, daar is 10 minuten speeltijd verstreken in die tweede helft. Baie speeltijd nog oor. Phil Davies, wat vriend en vijand verras in hierdie wedstrijd. Neil Jenkins. Kenny Murphy. Vlak. Neil Jenkins. Makering. Skop daar tegen Walliser vast. En dit is Brendan Mullen wat hardloop. En Mullen gaan hom druk. Niemand gaan hom keer nie. Dis rugby. Opportunisties. Maar is nog steeds rugby. Sy 14de 3 vir Ierland is op pad. Brendan Mullen, Ewan Evans wat net te laat daaraan kom. Uit de andere hoek uit lyk het so. Makering. Skop daar teen die verdediging vast. Bal spring perfect vir Brendan Mullen.
En met 'n waawyd oop veld voor hom is daar niemand wat hom gaan keer nie. Nou ja, die telling kan weer gelyk op wees. Brian Smith. Hy het selfs 'n gunstiger hoek as wat Paul Thorburn gehad het vir die doelskop net nou. Nee, ja kom, kan jy glo? Twee punte verskil. En Brian Smith kan nie sy oë en sy ore glo nie. Paul Thorburn wat gaan skepskop. En hy gaan dit ver en diep doen. Ken Murphy wat doordruk. Smith wat spel begin, baie mooi teruggeklap na Ierland toe. Rob Saunders. Phillips wat ingooi. Voor hom die lyn staan Bridges. Hy skop die bal direk uit. Weer oorgeklap na Wallace toe, maar daar word getas na die bal deur agterman Brian Robinson. Skeieregter wat die hele ou spelletjie terugroep. Phil Davies wat die bal hou, self optel. Wip hom daar die hande van Lewis. Wallace wil hom weer hê. Kom uit. En onkant spel. Gordon Hamilton wat daar so gestraf word. Phil Davies het daar die aangee beswaarlik gevat of hy's geloop uit daardie onkant posisie uit. En de Stolburn wat gaan kyk of hy daar die voorsprong van 2 punte kan laat trek. En kyk hoe bly is Phil Davies. Hy skelm lag hy om die mondhoeke. Die ons gesê ons gaan hom uitvang. Thorburn. En die skare vertel die hele verhaal. Daar is 5 punte verskil. Paul Thorburn 4 uit 6. 2 strafdoele en 2 doelskoppe. Brian Smith, een ding wat hy nou sal werklik moet regkry is om daai bal 10 tree te laat trek. Hy maak so. Baie goed gevat deur Phil Matthews. En hy hardloop nog steeds. Soek ondersteuning. Bal word opgetel deur Rigney. Byna aan die bal is doellyn. Strafskop aan Ierland. Wat gaan Ierland maak? Gaan hulle kort skop of gaan hulle pale toe skop? Brian Smith kry die bal. Hy gaan terugtreë om sy hoek reg te kry. Ons kyk net weer hoe dit gebeur het. Pragtige vat deur Phil Matthews.
kry die bal weg na Rieknie toe. En as dit Wallis wat oortree en daar die loskrim deur die verkeerde kant in te kom. Ja, dis 'n moeilike skop. En dit na Nieuweland. As Naas Botha gaan skop. Wat maak hy? Kort. Wallis wat daar die bal nie skoon kan raakvat nie. En is 'n 5-3 skrum. Paul Arnold, een van die groot helde van Wallis. Die sonnetjie wat pas deurgebreek het en dit kan dalk wees dat die manne ongewoond is in die son wat in die oë skyn. En hier kan punte wees. 4 punte, is dit Clark wat deur is. Dit het so maklik en so eenvoudig gelyk. Sien hoe daar die bal gegee word aan Kenny Murphy en dan is dit Clark wat oorduik. En uit dieselfde hoek van net nou kyk ons weer daarna. Kenny Murphy wat die bal in sy vleuelse hande inwip. Ja, dat is 1 puntjie verskil. Baie kort. En daar is Clark, die nuwe linkervleugel van Ierland. 1 punt verskil. Thorburn wat weer ver en diep skop. Mens wonder of Ierland nie vir Michael Kiernan geweldig baie mis as 'n skopper nie. Ierland wat daar aanslaan. Skeieregter wag vir voordeel. Wallis kan dit nie behaal nie. Vaste skrim. Ja, die wedstryd het wat plank gery op die hele tyd. Paul Thorburn. Dis 'n hoë ene veld in. Ken Murphy onder hom in. Pragtig gryp hom in die lug uit. En hy bly op sy voete. Wallis is by en so ook Ierland. Ierland het vorentoe beweeg. Ons herinner hier daaraan dat hierdie 5-nasie rugbywedstryd aan die gebring word met die komplemente van die Delta Motorkorporasie, die vervaardigers van Opel motors in Suid-Afrika. Rob Saunders. Brian Smith. Maar weer is Paul Thorburn in posisie soos hy heel dag nog was. Weer 'n hoë ene. Plaas hy maar aan kant. Bal wat omtrent nie wel afkom aarde toe nie. Maar meneer Bishop sê aanslaan, vaste skrim. Wallis se bal. Opgetel deur Phil Davies. Dit is Bridges. Hy stamp daar 'n man af. Hy bly op sy voete. Probeer die bal beskikbaar maak. Dis Lewis wat daar is. Dan Kevin Phillips. Dan sak die ou spulletjie mekaar. Maar Bridges kry hom tog uit. Jenkins. Skepskop. Glad nie, sleg nie. En dis oor wat meer is. Skeieregter Dave Bishop in posisie. Sy vingers skiet omhoog. En is nog 3 punte vir Wallis.
Dat was een lang skop. Brian Smith wat skop, 'n bietjie diep. Maak seker is oor die 10 tree stippellyn. Wallace wat bal gooi en dan kry hom uit na Bridges toe. Weer Jenkins. Een debuut 3. Nee, debuut 3 nie. Eerste 3 vir Wallace. Verlede seisoen het hy vir die jong span van Wallace gespeel. En dan sit die Wallisers wat op loop raak. Martin Morris. Wat die bal daar so van Phil Davies kry, maar dat was onkant. En 'n strafskop van waargeneem word deur Brian Smith. En dit is die typische Ierse Gary Owen. 'n hoë ene. Spat daar terug na Wallace toe. Chris Bridges. Steve Smith wat ingooi in die hande van Saunders en is die agterlyn. Brendan Mullen met hardloop en dis Simon Gagan. Probeer die bal beskikbaar maak, maar daar is 'n Walliser wat aan die verkeerde kant lê en dis 'n strafskop. En wat meer is, daai bal is daar vasgeklem. Brian Smith wat weer gaan pale te mik. Is in plaas van die emmertjie sand is daar nou 'n apparaatjie wat aangegee word deur die seentjie langs die kant van die veld. Twee uit 4. Telling is 21-17. Gaan dit 21-20 wees? Nee. Weer net links verby. Haastig geskop deur Paul Thorburn. Word en aangekry deur Robinson. Martin Morris wat omloop. Hamilton is by. Kwartier speeltyd oor. Kom hy uit, bietjie wat aangegee. Dis Simon Gagan wat hom het. Hy probeer hom losruk. Hy bly op sy voete. Hamilton wat weer die bal in die hande kry om beskikbaar maak vir die agterlyn. Die bal word uitgerol. Brian Smith is daar. Maar Wallace is onkant. Kort skop. Saunders wat daar hardloop. Het Wallace 10 tree teruggespaal. Skeieregter. Dat spel voortgaan. Curtis. En dit is Brendan Mullen. En aan die oorkant is het Clark. Prachtig vaststeek. Binnenkant doorbreek. Maar geloop deur Martin Morris. Weer is het Ierland wat hierdie bal wil hê. John Fitzgerald wat hom uitkry. 'n lang aangee na Gagan. Hy wil bykant omkom. En hy gaan hardloop en hy gaan hom druk. Hy het hom. 21 punte elk. En daar is groot trots op die gesig van Simon Gagan. Brian Smith met daardie lang aangee na Gagan. Hy het gesien daar is 'n man oor. John Fitzgerald wat die bal daar so uithaal. Saunders na Brian Smith en dan hy lang aangee. Hy's om Steve Ford. Mark Ring wat hom agterna sit en dan gee die stryd gewonne. Gagan wat kon wys hoe vinnig hy werklik is. En die telling is gelyk op
En nou is dit Kenny Murphy wat gaan kyk of hy die 2 punte kan byvoeg. 21 punte elk. Hy het nog nooit punte vir Ierland aangeteken nie en ook nie nou nie. Ons kyk by die ander hoek uit, daai lang aangee. Baie goed is Geoghegan daar om sy man Steve Ford. Maak ring agterna. Maar die telling is 21 elk. Paul Thorben wat spel begin weer met daardie diep skepskop van die middelkolletjie af. En as Ierland hierdie wedstryd gaan verloor, gaan hulle baie spyt wees dat hulle nie erkende skopper in hulle span ingesluit het vir vandag se wedstryd nie. Ierland wat die geleentheid kry om in te gooi, hulle het vorentoe beweeg en daardie losgemaal. Daar is 10 minute speeltyd oor. Brian Smith. En hy jaag weer 'n keer vir Wallis 'n hele knoppie meter terug. In die hande van Bridges. Dit is Jenkins. Maak ring. Ondersteuning is nie daar nie. Hou dalk 'n bietjie lank in die bal vas, dan kry hom tog uit na Bridges. Scott Gibbs. Ian Evans weer na Gibbs toe, maar daar's 'n man tussen hom en Gibbs. Kantlyn wen. Maar vir die aanslaan. Uitgerol naar Brian Smith toe. Weer 'n kort lyn staan. En ek sien Martin Morris wat daar van 'n half onkant posisie af inkom. En is 'n vryskop. Brian Smith maak seker die bal is uit. En met daardie onkant inkom in die lyn staan van Martin Morris, is die kwessie van die meter opening tussen die twee lyne. Was hy daar nie en vandaar die vryskop. Kevin Phillips weer 'n keer. Bal word daar gekry deur Lewis. Bridges, Jenkins. Clark wat die bal daar hou. Baie goeie stoomroller loop hy deur die eerste voorspelers. Dan kom hy uit na die agterlyn toe. Mullen, Kenny Murphy en weer 'n keer is dit Simon Geoghegan. En daar trek hy. Hy gee vir Mullen. Mullen skop vorentoe, maar ek dink die aangee was vorentoe na Mullen toe. Ja, hy laaste aangee. Geoghegan wat baie moeilik is, 'n kerel met 'n hoë knieaksie. Geweldig moeilik om neer te trek. Jong vleuel. Onthou hierdie lande bou almal span vir die wêreldbeker hier in Oktober November. Wat in die Britse eilande plaasvind. Kenny Murphy wat hom mooi vat. Hy gee weer vir Geoghegan. Geoghegan probeer daar 'n man ontwyk, maar hy loop hom vas in die voorspelers. Die bal gaan uitkom na Wallis se kant toe. Nou word hy uitgehaal en oorgegooi. Maar die skeieregter sê Dit het gewag vir voordeel waarskynlik. Vaste skrap.
Daar's 8 minute speeltyd oor. En net soos met rusttyd toe die telling 9-11 was, is dit nou 21-11. Steeds gelyk op. Jenkins maak ring. Kenny Murphy perfect in posisie. Wat 'n moeilike bal suiwer raak. Dis het John Fitzgerald wat vorentoe dryf, opgetel deur Saunders. Dis 'n gedagte daar op die voorkant om. Klein kantjie. Weer oorgeklap na Saunders. Saunders wat skop. Skop hom direk uit. Mens kan verwag dat die senuwees in hierdie laaste klompie minute 'n belangrike rol gaan speel en nie een van die twee spanne is bereid om 'n onnodige fout te maak nie, want dit kan beteken dat 'n man 'n wedstryd verloor. Dan liewer gelyk op. Bal wat skeef trek. En weer is Ierland daar so aan die verkeerde kant deur, onkant. En dis Paul Thorburn wat hierdie kans gaan benut, is 'n man wat ver kan skop. Daar is so 'n gebrul wat deur die skare loop. Dis 'n lang skop. 'n tree binne die halfgebied van Wallis. 15 tree van die kantlyn af. Hy gaan kort wees. Kenny Murphy wat om skoon raak vat. Jenkins, maak ring. Paul Thorburn aan die agterlyn. Steve Ford. Probeer binnenkant deurgaan. Dit is Brian Smith wat hom grond toe bring. Word opgetel deur Paul Arnold, die man met die 3 gedruk het in die eerste helfte vir Wallis. En dan kom hy weer uit na Wallis toe. Jenkins, ring wat die bal nie kan skoon raak vat nie. Aangeslaan deur ring. Vaste skram vir Ierland en Ierland sal in hierdie laaste 5 minute sekerlik wil probeer hardloop met die bal. Paul Arnold. En dit is die Wallisers veral die agterlyn wat baie mooi opvorm na daardie stormloop van Paul Arnold. Een van die Ire wat seer gekry het. Dis Brian Rigney, nommer 5. En applaus as hy sy plek gaan inneem. Ierland se skram. Dis al vir Simon Gagan die bal wil gee. En die bal is deur die 90 grade hoek feitelik. Phil Matthews wat optel. Rigney wat self kop indruk daarso. Vergeet van die besering. Wallis kan aanval van hierdie posisie af. Matthews wat optel. Bridges. Thorburn in die agterlyn weer Bridges. En aan die oorkant is dit Ewan Evans wat nie kan optel nie. Wallis uitgerol na sy kant toe.
Net 3 minute speeltyd oor en daar is nie veel beseringstyd in die tweede helfte nie. 21 punte elke telling. En dis Wallace wat vorentoe storm. Dan kom hy uit. Dit is Jenkins en dit is Aaron Evans wat die bal aanslaan. Geen voordeel nie, vaste skram. Breë glimlag op die gesig van meneer David Bishop van Nieu-Seeland. Rob Saunders, die kaptein. Kry hom weg. Brian Smith. Curtis wat skop. Dis die gesig van die oud Aitjie en WP 120 speler. Nummer 1 Mike Griffiths. En hy merk vir John Fitzgerald daar voor in die lyn staan. Vastgemaakt deur Lewis. 'n belangrike rol in die lynstaande vir Wallace speel. Sien hoe die gesig van Phil Davies daar. Dan kom hy uit. En dit is Morris. Hy is nie oor die voordeellyn nie. Ierland wil afneem. En dan is dit John Davies. Opgetel deur Phil Matthews. Ierland wat dryf. Deur John Fitzgerald wat 'n groot rol speel. Rigney wat hom uitkry. En dit is Curtis en die aangee na Clark gaan verlore agter sy rug verby. Oorgeklap na Bridges. Hy duik, maar hy kry die bal nie weg nie. Hou hom terug. Dan is weer Kevin Phillips. Man wat daarvan hou om op sy voete te bly. Kom hy uit via Paul Arnold. Jenkins wat uitskop. Speeltyd so te sê verstreke. Die telling is 21 elk. Van daardie 21 het Paul Thorburn 10 aangeteken. 2 strafdoele en 2 doelskoppe. Saunders wat daar deurkom. Maak ring, dat is nie voorspelers in. Vaste skram vir Wallace. Kyk net die punte telling. Neil Jenkins, 'n 3 en 'n skepskop. En Paul Arnold 'n 3. Dit is die 21 punte van Wallace. En aan Ierland se kant ook 2 drieë deur agterspelers, de Staples wat gedruk het. En ook Brendan Mullen. En Simon Gagan. Hele 3-3 gedruk natuurlijk. Paul Thorburn met die bal sien rol. Ian Evans. Kenny Murphy. Langs die kantlyn hardop hy nog steeds. Hou balans. Brian Smith. Hy hou die balveld in. Brendan Mullen is daar so. Van die bal daar losrol. Word opgetel deur Martin Morris. Of liewer deur Hamilton. Skeieregter sê nee. 5-3 skram. 3-3 aan Ierland deur Staples, deur Mullen en ook deur Gagan. En dan 'n skepdoel deur Smith en 'n doelskop deur hom vir hulle 21 punte. Maar nou is Ierland baie sterk op die aanval. Dis Wallace se bal. Wallace kan nie bekostig maar foute maak nie. Kry hom uit na Paul Thorburn. Thorburn skop. Lange wat uit is. David Bishop wat na sy oorlosie kyk. Kan die nee, die lynstaan gaan nie plaasvind nie. Die wedstryd is verby. En 'n skitterende wedstryd. Ierland wat 21 punte kry. En Wallace wat 21 punte kry. Die wedstryd eindig gelykop. So al twee van hierdie spanne moet nog 'n wedstryd in die 5-nasie reeks wen. Paul Saunders wat van die veld afdraf. Hierdie groot skare het waarde vir geld gekry. Die wedstryd eindig gelykop